tempel van God. Ons lees 1 Korintiërs 3 vers 16 tot 23. Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? Vra Paulus geskok. Dan waarsku hy ernstig. As iemand die tempel van God skade aandoen, sal God hom skade aandoen, want die tempel van God is heilig en die tempel is julle. Harde woorde. Maar wat presies bedoel Paulus? Word hier spesifiek gepraat van jou liggaam? As ons 'n bietjie verder lees, sien ons in 1 Korintiërs 6 vers 19 dat Paulus sê dat ons liggaam 'n tempel van God is en dat ons dit nie durf besoedel met byvoorbeeld losbandige lewe nie. Dit wil egter voorkom asof hier van twee verskillende dinge gepraat word. Paulus verwys na 'n meervoud en dus kan ons aanneem dat hy verwys na die kerk of gemeente as 'n tempel van God, sowel as die individu. Dit plaas 'n geweldige groot verantwoordelikheid op jou. Dit beteken dat jy baie weier moet dink as net jouself. In die vorige perikoop het ons duidelik gesien hoe jou geestelike bouwerk moet lyk. Nou verduidelik Paulus juis waarom hierdie bouwerk so goed gedoen moet word. Die Gees van God woon immers in daardie gebou van jou. Dalk moet ons eers na die breër prentjie kyk. Hoe raak jou persoonlike optrede die kerk of gemeente? Onsensitiewe optrede kan 'n gemeente se beeld baie groot skade berokken. 'n Gelowige wat in sonde verval, word baie gou raak gesien deur veral die ongelowiges. En dan word daar vinger gewys en gesê, dis hoe die kerk maak. Wanneer 'n ongelowige struikel, is dit maar net natuurlik. Die wêreld verwag egter dat 'n gelowige persoon staande moet bly en almal wag net vir die dag dat hy ook tot 'n val moet kom. Net sodat hulle kan sê, kyk hoe skyn heilig is die gelowiges. Dit gaan egter nie oor ons en hoe ons beeld lyk nie, maar ons moet deeglik besef dat ons die beelddraers van die kerk is. Ons is Jesus se eiendom en dus Christus self se beelddraers. As ek my beeld is beskadig deur sonde, dan beskadig ek nie alleen die beeld van die kerk nie, maar ook van Christus. Daarom is dit so belangrik dat ons altyd moet onthou dat ons die tempel van God is. Dis egter nie net na buite wat ons kan skade aanrig as ons sondig nie, maar ook na binne. Dis veral kerkleiers wat onberispelik moet lewe. Wanneer dit gebeur dat so 'n leier struikel, dan het dit 'n groot invloed op die hele gemeente. Gemeentelede wat nie baie sterk staan in die geloof nie, word die ergste geraak en hulle verloor baie gou moed. Dit veroorsaak egter verder ook dat mense sondig, want dan begin hulle skinder en kwaad praat en dikwels word selfs onskuldige persone betrek. 'n Bose kringloop. Wees dus baie versigtig wat jy doen. En as begeertes jou wil oorweldig, dink aan die gevolge van jou aksies op 'n wye front. Daar's egter ook 'n ander baie belangrike sy van die saak. Jy moet jou liggaam beskou as 'n tempel van God ter wille van jouself en jou persoonlike verhouding met God. As ons 1 Korintiërs 6 vers 16 en 8 neem, kan ons nie anders nie as om te moet erken dat hier van jou eie liggaam gepraat word. Dit is dus jou verantwoordelikheid
om jou liggaam op te pas. Die tempel van God is heilig, sê Paulus, en daarom durf ons nie hierdie tempel of liggaam beskadig nie. Jou liggaam behoort nie aan jouself nie, maar aan God. Hy het dit immers geskep. Julle behoort aan Christus, sê Paulus in 1 Korintiërs 3 vers 23. Deur dit doelbewus af te kraak, deur ongesond te lewe, is dus sonde. Hoe leef jy ongesind? Verkeerde gewoontes, soos rook, dwelms, drankmisbruik, te veel eet, te min eet. Hierdie is als dinge wat die liggaam wat hy aan jou toevertrou het, vernietig. Daar's ook ander maniere waarop jy hierdie tempel kan onteer. 'n Losbandige lewe is nie alleen walglik en 'n oneer vir God nie, maar dit stel ook jou in gevaar om dodelike siektes soos vigs op te doen. Nog erger, dat jy selfs hierdie siektes aan ander mense kan oordra. Maar die Here sê nie net die hele tyd vir ons moenie nie. Hy wil dat ons hierdie tempel van ons tot sy eer gebruik. Leef gesond, straal 'n positiewe beeld uit met jou liggaam. Straal 'n beeld uit wat die naam van God verheerlik. Die doel van 'n tempel is immers dat jy God daarin sal sien. En dit is presies wat ons met hierdie tempel moet doen. Vriendelikheid, empatie en liefde moet so daaruit straal, dat elkeen God daarin sal kan herken. Amen. Kom ons bid. Here, maak my asseblief elke oomblik bewus daarvan dat ek u tempel en dat daarom u liefde daarmee sal uitstraal. Amen.